Hallo maats, baie welkom by ons lesie vandag. Die titel van ons les is Dit is al wat ek vra. Ons sleutelteksvers kom uit Johannes 15 vers 12 en 13 en dit sê: Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, soos wat ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand anders as om sy lewe vir sy vriende af te lê nie. Jesus vra ons dat ons mekaar moet lief hê, soos wat hy ons lief het. Ek is lief vir sokker. Ek is lief vir mangoes. Ek is lief vir my hond. Ek is lief vir my ma. Ons gebruik liefde op allerlei maniere, maar liefde gaan veel meer daaroor as om net van 'n gunsteling soort sport of kos te hou. Deur sy lewe en dood het Jesus vir ons 'n perfekte voorbeeld gegee van wat ware liefde beteken. Daardie donderdag aand het Jesus geweet dat hy die volgende dag aan die kruis sou sterf. Die profesie oor sy lyding en dood sou op die regte tyd vervul word. Daar was soveel wat hy vir sy disippels wou vertel voordat dit alles gebeur het. Ongelukkig was hulle nie gereed om die meeste daarvan te hoor nie. Terwyl Jesus hulle probeer voorberei op sy dood en hulle leer oor die betekenis daarvan, het sy disippels tydens hulle laaste maaltyd begin stry oor wie die belangrikste is tussen hulle. Hulle het 'n lang pad gehad wat hulle nog moet gaan om soos hulle meester Jesus te word. Jesus wou hê dat Petrus, Matteus en Thomas en al die ander moes verstaan wat ware liefde is, maar hy het dit nie net vir hulle gesê nie, hy het dit vir hulle gewys. Jesus het tydens die maaltyd sy buitekleed uitgetrek en 'n handdoek om sy lyf gebind. Hy het water in 'n wasbak gegooi en sy disippels se stof voete gewas. Gewoonlik, wanneer mense van daai tyd bymekaar gekom het vir 'n ete, was daar 'n bediende wat hulle voete gewas het, sodat die gaste skoon en gemaklik gevoel het. Maar nie een van die disippels wou die werk van 'n dienskneg doen nie. In plaas daarvan het Jesus hulle meester en leermeester hulle verras en hy het dit gedoen. Dit was sy laaste kans om hulle te wys hoe diep hy vir elkeen van hulle omgee, selfs Judas wat van plan was om hom daardie selfde nag te verraai. Toe Jesus klaar was met die was en droog van die voete, het hy vir hulle gesê: Ek het vir julle 'n voorbeeld gegee om te doen soos wat ek vir julle gedoen het. Hy wou hê dat sy disippels nederig moes wees en die behoeftes van ander mense moes verstaan, eerder as om mense rond te stoot en te probeer wys hoe groot en sterk hulle is. Later die aand, terwyl Jesus en sy disippels na die tuin van Getsemane toe stap, het Jesus met hulle gepraat oor sy voorbeeld. Julle moet mekaar lief hê soos wat ek julle lief gehad het Jesus vir hulle gesê. Hy het ons gewys dat ons nie lief het as ons groot praat of selfsugtig is nie. In plaas daarvan moet ons daarvan hou om ander te dien en te help. Maar hy het nog verder gegaan. Hy het gesê dat die grootste tipe liefde wat daar is om jou lewe vir jou vriende prys te gee. Die volgende dag sou Jesus die wêreld hierdie groter liefde wys, wanneer hy sy lewe afgelê het vir sy disippels en vir elkeen van ons. Sy dood was die beste voorbeeld van liefde wat eg geword het en wat vir ons gewys het hoe lief God elke mens op aarde het. Wees lief vir mekaar, het Jesus die aand voor sy dood aan sy disippels gesê. Hierdie opdrag was so belangrik dat hy dit 4 keer herhaal het. Dit lyk nou 'n kort en eenvoudige versoek, maar dit blyk die grootste versoek van hulle almal te wees. Jy sien, Jesus het nie net sy vriende lief gehad nie. Jesus het self sy vyande lief gehad. Hy het God gevra om hulle wat hom aan die kruis vasgespijker het te vergewe. Hy het vir almal op aarde gesterf, ongeag of hulle sy redding aanvaar of nie. Soms is dit moeilik om ons familie en vriende lief te hê en te dien. Dink net, dis nog moeiliker om ons vyande lief te hê. Ons kan na Jesus se voorbeeld kyk om te sien hoe om dit te doen, maar ons sal nooit Jesus se opdrag kan gehoorsaam sonder sy bonatuurlike hulp nie. Hy het al die krag wat ons nodig het om ons trotse en selfsugtige harte te verander, om ons in mense te verander wat regtig omgee vir ander. Jesus wil hê dat ons sy vriende moet wees, tyd saam met hom moet spandeer en van hom moet leer. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel, het hy vir sy disippels gesê. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, want 'n dienskneg weet nie wat sy heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, want alles wat ek van my Vader gehoor het ek vir julle bekend gemaak. Jesus wil nie hê dat ons soos diensknegte moet wees nie,
blindelings bevele volg net omdat ons moet nie. Ons moet hom leer ken. Dan sal ons sy voorbeeld wil volg. Ons sal met graagte ander met dieselfde onselfsugtige hart dien, as wat hy sy disippels en die hele aarde gedien het. Julle het my nie gekies nie, maar ek het julle gekies, het Jesus vir sy disippels gesê. Hy het ons as sy vriende gekies, sodat ons vrugte kan dra, deur sy liefde aan die wêreld te deel. En, net in geval ons vergeet, het Jesus dit nog een keer gesê. Wees lief vir mekaar.